Goeiemôre broers en susters. Dit is vir my lekker om saam met u te wees hier vanoggend en saam met u hande te vat in die huis van die Here. En mag die Here vir u ook aanraak vanoggend. Mag die Here ook 'n besondere boodskap vir u hierso by die eerste Sondag van 2026. Mag die Here ook vir u seën ook hierdie jaar en mag die Here ook vir u en die gemeente wat deel is van die kerk van die Here Jesus Christus kragtig gebruik op elke terrein van julle lewe. Ek het nou so my horlosie dopgehou, daar so kyk hoe laat dit is, maar dit lyk my daar is 9:00, maar ek onthou toe ek nou begin het in die bediening baie jare terug, 1993, toe het ons nog die gewoonte gehad om oujaarsaanddiens te hou. En oujaarsaanddiens en partykeer het dit geval op 'n weeksdag, dan het ek nog gewerk daai dag. Dan sê ek lekker moeg as ek op die kansel staan, maar dit gewoonlik is ons begin so 11:15 en wat hulle eintlik vir ons sê, maar jy moet nou so preek, jy moet nou jou preek so inrig dat jy nou 12:00 presies klaar is. Maar mense was altyd net bly by 12:00, jy was nog nie veronderstel om sê maar 10 minute voor die tyd of 10 minute na die tyd nog te preek nie. En ek is net bly dit is meer so nie, want dan kompeteer jy met al die crackers en die geraas buitekant. Maar dit is ook wonderlik om dat jy ook hier is vanoggend en waar ons maar eintlik kom en elke dag of elke Sondag ons afhanklikheid van die Here kom bely soos ons elke dag moet doen. Ek wil vir julle sê my hele diens vanoggend is eintlik, wil ek vir julle aanmoedig om te bid in die stilte tyd. My hele diens vanoggend. En ek wil met julle daaroor praat en hoe jy jouself net elke dag vir die dag, vir die week, vir die maand, vir die jaar in die Here toewys. So my hele diens gaan basies daaroor en dit is nie so moeilik om dit te doen nie. Ek wil net vir julle sê, ek het die Here Jesus aangeneem baie jare terug, toe ek 14 jaar oud was, in my graad 9 jaar, het ek gesê vir die Here, ek kies nou aktief om U as verlosser aan te neem, en ek gaan U vertrou met my lewe en ek gaan my lewe elke dag aan U toewy, omdat ek in 'n lewende verhouding met U moet staan. So, dis eintlik wat Christendom behels. Jy neem die Here Jesus aan as verlosser, maar dan kan jy nie sê, maar ek het nou die Here Jesus aangeneem as verlosser, en dan leef jy soos jy wil nie. Dit bly 'n afhanklike verhouding van die Here, wat jy jouself gedurig deur in die Here toewy, veral met gebed ook. En ek dink partykeer, laat ek so sê, ek het al baie besluite geneem in my lewe, en ek is al 58 jaar oud, en uit die aard van die saak neem 'n mens baie besluite, elke dag, en elke maand en elke jaar, en as ek terugkyk op my lewe, is al baie besluite, wat ek verkeerde besluite geneem het, en wat ek wens ek kan die horlosie terugdraai, wat ek baie spyt oor is, en maar een besluit, moet ek eerlik sê, wat ek nog nooit spyt oor was nie, was die besluit om die Here Jesus aan te neem as verlosser, en die aktiewe besluit wat ek elke dag neem, om in 'n verhouding met hom te staan, en myself aan hom toe te wy, en te vra, Here, gebruik my net as U diensknegt, want die Here Jesus Christus het gekom as diensknegt, en mag jy ook net die Here se teenwoordigheid en die Here se seën by jou beleef en ervaar in 2026. Ek wil net vir u sê, ek is partykeer nogal 'n bietjie versigtig om vir spesifieke goed te bid in my lewe, alhoewel u sal nou sien, my hele erediens is eintlik een groot gebed, daarvoor bid ek, wat ek met u deel. Maar omdat ons in dieselfde wêreld leef as nie Christene, as u weet, baie mense het al vir my gesê, die veiligste plek voel vir hulle altyd in die kerk in.
Weet daai uur of 2 ure se saam kuier in die kerk en na die tyd by die koffie en tee en so aan. Dis waar jy veiligste voel, want as jy uitstap en loop jy in die wêreld weer in. En ons leef in dieselfde wêreld as in die Christene. Ons het net die troos, of vir my is die troos, vir ons ook maar, dat die Here die finale sê het in 'n mens se lewe, en dat hy ook sê, hy sal ons nooit begewe en nooit verlaat nie, en daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper, maar 'n gebed wat ek maar baie keer ook bid, as ek spesifieke goed bid, of gebed wat ek eintlik elke dag bid oor my lewe, is, Here, laat nie my wil nie, maar laat U wil in en deur en met my lewe geskied, elke oomblik van elke dag. En dis nie so 'n maklike gebed om te bid nie, want jy sê, en ek sê terselfdertyd vir die Here, en help my deur die Heilige Gees om U volledig te vertrou met my lewe, dat U die beste weet. Help my om na my omstandighede en my toekoms te kyk, dinge wat met my gebeur, nie deur my eie oë nie, maar deur U oë. Ek wil vir julle sê, sommige dae was dit vir my baie maklik om my lewe aan die Here toe te wy. En het ek gevoel, yes, die Here se teenwoordigheid is hier oor my lewe en hy seën my. En weet, ek kan sien hoe werk hy in my lewe en dit gaan net goed. Ander dae het ek weer gevoel ek bid in die dak vas. En het ek baie keer deur goed wat met my gebeur het ek gevoel ek breek. Ek is net binnekant as ek gebreek in stukkies en weet wat het vir my baie moeiliker was, wat ek baie hartseer was vir sekere goed wat ek gebid het voor, baie trane gehuil het, maar soos ek vir sê, dis 'n besluit wat ek nog nooit oor spyt was nie, en omdat ek die Here vertrou, weet dit was wat ek vir jou net wil sê, weet ek glo nie in hierdie health, wealth and prosperity theology nie, wat mense vir jou sê, as jy die Here aanneem, dan gaan alles nou net goed gaan in jou lewe. In die aard van die saak wil ek jou aanmoedig om die Here aan te neem. En die lekker ding is om te weet dat hy altyd die finale sê het in jou lewe. Maak nie saak wat mense teen jou beplan of wat so omstandighede jy jouself in bevind nie. Maar dit was 'n rollercoaster ride geweest. So soms was dit vir my moeiliker as ander om Here aan te neem, maar ek het my net besluit ek gaan myself elke oggend aan die Here toewy. En ek wil vir u net sê, as jy hierdie goed wat ek vanoggend met u deel maak van die gebede en die stilte tyd, dan gaan jy nie glo hoe gelukkig jy gaan wees nie, en hoe sinvol jou lewe gaan wees nie. As jy dit oor jou lewe bid, dis eenvoudige goed, weet, om te bid, is vinnig om dit te, weet, as ek nou bedoel is vinnig om te bid, dit is eenvoudige goed, dit gaan jou nie ure vat om te bid nie, maar dit gaan vir jou baie help om te weet, maar as jy 'n dag ingaan, 'n onbekende dag ingaan, onbekende week ingaan, dan het jy hierdie gebed gebid, en dat jy net weer die Here saam met jou. So die eerste, ek wil vir jou as woordom 2 gedeeltes lees, en dis uit Galasiërs 6 vers 9, en dan Romeine 12 vers 17, 18 en 21. En Galasiërs 5 vers 9 sê net die volgende, Galasiërs 6 vers 9 sê nie die volgende, laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd die oes insamel. So ek bid ook, Here, help vir my om daar waar ek geleentheid kry goed te doen aan mense, sonder om iets terug te verwag, sonder bybedoelings. Dan die ander gedeelte wat ek vir u wil lees, is, en dit vra ek ook altyd vir die Here, is Romeine 12 en daar vers 17 en 18 en dan vers 21, maar vers 17 sê van Romeine 12, moenie kwaad met kwaad vergeld nie,
wees goedgesind teenoor alle mense, as dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Hierdie leef in vrede met ander mense, weet, is nogal baie belangrik. Baie mense het al vir my gesê, but I call a spade, of ek sê 'n ding soos dit is. En dan was hulle baie onsensitief geweest as hulle dit sê, want dan het hulle ander mense se gevoelens baie seer gemaak, en dan sê hulle vir my, weet, omdat die Bybel sê, ons moet mekaar vermaan. Dan sê ek hulle nee, weet, dis nie wat die Bybel sê nie. Weet, die aardsaak sê die Bybel, ons moet mekaar vermaan, maar dit sê ook, doen dit in liefde in. En hierdie moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Ek wil vir jou aanmoedig om die Here te vertrou met die lewe. Hierdie jaar en elke dag wat die Here vir jou spaar op hierdie aarde. Weet dat jy weet, die Here die finale sê. Maak nie saak wat jou omstandighede is nie, maak nie saak wat mense teen jou beplan nie, dat jy weet die Here het die finale sê. En die Engelse gebruik 'n mooi woord. Hy kan, as mense slegte goed teen jou beplan, kan hy dit overrule. Weet, hy is almagtig, hy kan van kwaad wat mense teenoor jou beplan, of slegte omstandighede, kan hy gebruik om met iets baie goeds uit te bring, soos hy met Josef se lewe gedoen het. Maar as iets belangrik is, dan word dit herhaal. So dit was nou Romeine 12 vers 17 en 18, maar net as ons lees by vers 21 staan daar ook, wat Paulus sê, moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. En liewe broers en susters, liewe gemeente, die Here God wat ons dien, hy wil ontmoeting hê met jou vanoggend. Hy wil hê jy moet so skleer wees vanoggend. Net fokus op hom, aktief konsentreer op dit wat hy vir jou wil sê vanoggend. En daarom reik hy uit na jou toe, en hy kom groet jou met die woorde genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. En dan een van die liedere wat ek in my stilte tyd bid, en ek wil jy aanmoedig, weet, as jy deur 'n slegte tyd gaan, blaai so, en jy weet nie wat om te bid, jy blaai sommer deur die liedboek, weet, en kies 'n lied uit, en bid net daai woorde van daai lied, weet. So kom ons sing saam lied 308 vers 1 tot 5. Lied 308 vers 1 tot 5.
Ek wil dan vra voordat ons na die Here se woord toe gaan, kom ons raak net stil vir hom en kom ons doen dit 'n gebed saam. Kom ons sluit die oë. Broers en susters, die gebed wat ek vir u wil lees vanoggend kom uit Psalm 51. Ek gaan dit woord vir woord lees. Baie belangrike gebed ook. Dit sê: Wees my genadige God in die troue liefde. Wis my oortredings uit in die groot barmhartigheid. Was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde. Ja, my oortredings ken ek en van my sonde bly ek altyd bewus. Teen U alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat verkeerd is in U oë. U uitspraak is dus reg en U oordeel regverdig. Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaaid toe my moeder swanger geword het. Maar U verwag opregtheid diep in 'n mens se hart. Laat ek aan diep in my binneste weet hoe U wil hê ek moet lewe. Neem tog my sonde weg dat ek rein kan wees. Was my dat ek witter as sneeu kan wees. Laat my weer blydskap en vreugde belewe. Het my verbrysel, laat my weer jubel. Moet tog nie agslaan op my sondes nie, wis al my skuld uit. Skep vir my 'n rein hart, o God. Vernuwe my gees en maak my standvastig. Moet my tog nie van U af wegdryf en die Heilige Gees van my af wegneem nie. Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is. Laat my U weer met toewyding dien. Dan sal ek oortreders leer wat U van 'n mens verwag. Dat die sondaars hulle tot U sal bekeer. Red my van ondergang, o God my redder, dat ek kan jubel oor U verlossingsdaad. Here, gee my die woorde om U lof te verkondig. 'n Offer vra U nie, en dan sou ek dit bring. 'n Brandoffer wil U nie hê nie. Die offer wat U wil hê, o God, is vir ootmoediging. U sal 'n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie, o God. Amen. En dan ons skriflesing daarso, jy sal ook sien daar dit kom in alle evangelies voor. Ek het nou net besluit om die evangelie van Markus in te gebruik. Maar dit is die vraag oor die grootste gebod. Dit kom ook in Matteus 22 voor, daar van vers 34. En dan kom dit in Lukas 10 vers 25 tot 28 ook voor. Dis maar net wat die Here Jesus sê. Een van die skrifgeleerdes het hulle oorredeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord te gee het, vra hy vir hom: Wat is die heel grootste gebod? Jesus antwoord hom: Die eerste is: Luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Pragtig, meneer, sê die skrifgeleerde vir hom. Dit is waar wat hy gesê het. Die Here is die enigste God en daar is geen ander God as hy nie. En om hom lief te hê met jou hele hart en met jou hele denke en met al jou krag en om jou naaste lief te hê soos jouself is van meer belang as al die brandoffers en ander diereoffers. Toe Jesus hom so verstandig oor praat, sê vir hom: Jy is nie ver van die koninkryk van God af nie. Niemand het dit toe gewaag om hom 'n vraag te stel nie. Ons lees dit tot sover. Hierdie is eintlik wat die belangrikste gebod sê, weet, om die Here jou God lief te hê met jou hele hart en hele siel en hele verstand en met al jou krag en om jou naaste lief te hê soos jouself. Dit is eintlik 'n baie belangrike deel van jou toewyding elke dag aan die Here. En as jy dit aktief daai besluit maak en vir die Heilige Gees vra om jou te help, soos ek vir jy gesê het, jy gaan nie glo hoe gelukkig jy gaan wees nie. Jy gaan nie glo hoe wonderlike jaar jy gaan hê nie, as jy naby aan die Here leef nie. Weet, hierdie is vir my een van die belangrikste besluite wat ons aktief elke dag moet neem.
En ek glo hierdie gebod moet deel van ons elkeen se gebed wees elke dag. Waar ons vir Jesus vra om deur sy Heilige Gees gehoorsaam te wees aan hom met ons hele wese. En daarom wil ek vir jou vanoggend help hoe om hierdie gebod te laat praktiese gestalte kry in ons lewens. En jy weet as jy dit ook doen, dan gee die Here vir jou hierdie innerlike. Die wonderlike is as jy in 'n lewende verhouding staan met die Here, dan gee die Here vir jou innerlike vreugde en dankbaarheid en vrede wat nie afhang van jou uiterlike omstandighede nie, wat ontstaan in die kern van jou menswees, wat 'n deel is van die vrug van die Heilige Gees. Weet, interessant, die Engelse, ons het net een woord vir vreugde, maar die Engelse 2 woorde vir vreugde, dit is joy and happiness. En die happiness hang eintlik af van die happening. Dit word maar 24 keer in die Bybel gebruik, happiness, weet. Happiness is jy gaan soek jou vreugde in eksterne goed. En as jy nou byvoorbeeld 'n droomreis kry, of jy kry bevordering by die werk, of jy ry nou jou droommotor, of wat ook al, weet, as dit goed gaan met jou, net op alle terreine, dan is jy baie bly. Maar as jy nou weer deur 'n moeilike tyd gaan, dan dip jy nou en dan val jy in depressie in. En dis happiness, dit hang af van die happening. Joy ontstaan in die kern van jou menswees, en dit word 377 keer in die Bybel gebruik. En hoe jy joy kry, die Bybel sê vir ons baie duidelik hierso: ek moet die Here my God lief hê met my hele hart en met my hele siel en met my hele verstand. Engels sê dit vir my mooi: waar verstaan die Here? Jesus first. En dan sê dit en my naaste, waar verstaan die O? Others second. Soos myself, waar verstaan die J? Die Y? Myself last. So joy, die vreugde en vrede wat God deur sy Heilige Gees vir ons gee, aan jou skenk, dit ontstaan dan. Joy is iets wat ontstaan in die kern van jou menswees, en dis 'n vrug van die Heilige Gees. So, hoe ek net hierdie gebed bid, ek deel hom op, en dan bid ek hierdie eerste deel: Here, help vir my om altyd en onder alle omstandighede, elke dag, U met my hele wese lief te hê. Weet, as jy vir iemand sê, ek het jou 'n man of 'n vrou of 'n ou of 'n meisie, jy sê vir iemand of jou kinders, jy sê vir hulle, maar ek het vir jou baie lief. Weet as jy nog maar dink in die tyd dat jy dalk nog gekuis het en daai, maar selfs nou, ek het jou baie lief. Dan sê jy eintlik, jy's maar my liefde vir jou is so groot. Dit doen iets aan my ingewande. Dit ontstaan hier in die kern van my menswees. Dit affekteer eintlik my hele wese. Weet, so lief is ek vir jou. En dat ons dan net vir die Here sê, dat ek vir elke dag met my hele wese sal lief hê. En wat beteken dit net? Jy maak die Here, jy vra vir die Here, Here, ek wil hê U moet die eerste prioriteit wees in my lewe, in elke aspek van my lewe, elke dag. En weet jy wat, as jy dit doen, byvoorbeeld, ek sê ook vir die Here, laat in my huwelik, laat my en my vrou se huwelik, laat die samebindende gom, die superglue in ons huwelik sal wees. Die feit dat ons vir U liefhet met ons hele hart en hele siel en hele verstand, met al ons krag, met ons hele wese liefhet. En dis die samebindende gom in ons huwelik en in ons gesin en in menseverhoudings. So, jy bid dat die Here dat die eerste prioriteit sal wees. En dan het ek ook 'n besluit geneem om altyd, en ek het vir myself gesê, ek sal altyd, dit maak nie saak in watter omstandighede ek
myself bevind nie, sal ek altyd na die Here toe hardloop en nooit weg van hom af hardloop nie. En dink maar as jy teleurstelling beleef en ervaar, dan isoleer jouself, of ek ken baie mense wat hulle isoleer, en hulle is kwaad vir die Here, en hulle wil niks met die Here te doen hê nie, en hulle wil nie meer kerk toe kom nie, en hulle is kwaad vir die Here oor hierdie ding gebeur het. En hulle isoleer hulle self. Die hartseer is, baie keer is hulle so isoleer van die Here af, dan isoleer hulle self van mense, of medegelowiges in die tweede plek, en hulle isoleer hulle self van mense, weet, en dis juist die tyd wat jy die nodigste het om kerk toe te gaan. Ek het al vir mense gesê, wat ek weet, deur 'n baie moeilike tyd te gaan, en maak 'n punt daarvan om Sondag kerk toe te gaan, en al hoor jy niks nie, dan onthou jy die seën wat aan die einde van die diens oor jou uitgespreek word, en dan hou jy daarin vas. Maar vlug juis na die Here toe. Vlug juis na medegelowiges toe. Want die Here gebruik ook medegelowiges. Weet, vind vir jou iemand hier in die kerk wat jy kan bel en wat jy raad by kan kry en wat na jou sal luister. Dis belangrik. So ek sê ook, en as ek dit ook bid, dan sê ek, Here, help vir my om U so baie te vertrou met my lewe, dat ek altyd sal kan bid, en dit opreg bedoel, weet, Here, laat nie my wil nie, U weet hoe graag ek hierdie ding wil hê, weet, ek wil dit met my hele wees sê, maar nogtans, laat nie my wil nie, maar laat U volmaakte wil, in en deur en met elke aspek van my lewe geskied, vandag en elke dag. En jy sal nie glo hoe draai jou dag uit as jy dit bid in die oggend nie. Weet, voordat ek werk toe ry, jy sal nie glo wat so rustigheid en vrede het ek in my hart as ek werk toe ry en by die werk kom en daar sit of vergaderings moet bywoon of wat ook al, wat so vrede ek in my hart het as ek hierdie gebed gebid het nie. En dan wil ek net sê, wat ek ook dan bid, saam met hierdie deel van die gebed, ek vra vir die Here, want die doop herinner ons dat die Here homself aan ons verbind het. Die Here, ek dink elkeen van die wat hier sit is gedoop, herinner jouself van jou doop, dat die Here homself aan jou verbind het. Weet, voordat jy, weet soos die een lied ook sê, voordat ek nog kon kies, kon vra, het hy reeds my skuld gedra, maar meeste van ons is klein gedoop. So voordat ons kon kies, jy weet dat die Here reeds vir ons ja gesê. Die nagmaal, as ons nagmaal in die gemeente gebruik, is dit ook 'n herinnering. Die Here het jou onvoorwaardelik lief. Weet, so elke nagmaal wat ons gebruik, sê die Here het jou onvoorwaardelik lief. Daar's niks wat jy ek wil volgende vir sê, weet al het jy baie verkeerde goed gedoen in die lewe, lyk jou geskiedenis hoe, daar's niks wat jy kan doen van jou kant af, wat sal veroorsaak dat die Here vir jou minder lief sal wees nie. Nog 'n teken dat hy homself aan ons verbind het, is die feit dat hy mens geword het. Jy weet, in 'n krib in 'n stal. Die ou vertaling sê 'n slaaf geword het, sy hemelse heerlikheid neergelê het, 'n slaaf geword het. Die nuwe vertaling sê 'n diensknegt geword het, en ons kom dien het. En ons kom help het om ons volle potensiaal in die Here se koninkryk te bereik. En dan ook die kruisiging en opstaan. Nie een persoon kan sê, die Here Jesus is vir my gekruisig en opgestaan nie, en daar is nie te groot sonde wat jy kan doen, of te veel sondes wat jy kan doen, wat die Here nou sê, maar jy het nou hierdie lyne in die sand oortree. Die Here staan gereed om ons te vergewe. En dis waar Psalm 51 vir my so mooi Psalm is om te bid, weet, om net weer myself te verootmoedig voor die Here. Maar dan bid ek, Here, omdat jy jouself aan my verbind het, loop asseblief voor my uit hierdie dag. Ek weet nie hoe hierdie dag gaan uitdra nie. Nie van ons weet hoe hierdie week gaan uitdra nie. Ek het vanoggend weet hoe ek my stilte tyd gehou, toe sê ek vir die Here, vir vandag,
vir die week, vir die maand, vir die res van die jaar, vir elke dag wat U vir my spaar op aarde. Ek kan dit nie net beperk tot 2026 nie. Maar ek wil hê U moet elke dag voor my uitloop. U moet die pad vir my gereed maak wat U wil hê ek moet vandag loop. Verwyder asseblief struikelblokke uit hierdie pad uit. Maak daar waar ek kom en in interaksie gaan wees met mense, maak mense goedgesind teenoor my, weet. En dan help my om nooit af te wyk van hierdie pad nie. Maak omstandighede vir my goedgesind teenoor maak omstandighede goedgesind teenoor my. Laat mense my ook ontvanklik sal wees teenoor my daar waar ek kom en maak omstandighede gunstig vir my. En dan die tweede gebed wat ek so die eerste gebed is dat hy ver voor my sal loop, dat hy my pad vir my gelyk sal maak, struikelblokke oor my weg sal ruim daar waar ek kom. Die Here vra, maak omstandighede gunstig vir my, maak mense ontvanklik en goedgesind teenoor my daar waar ek kom. Tweede gebed wat ek bid is, Here, loop U net voor my. Weet, daar's so baie goed in die wêreld en wat gebeur, nee. Met sosiale media, daar's so baie goed wat 'n mens se fokus van die Here kan aftrek. En ek het vir die Here gevra, loop U ook net voor my, en dat ek net die hele tyd fokus op U, en dat ek in U voetspore sal volg, en dat ek dan as jy dit doen, dan kan jy vir mense sê, volg my voorbeeld, soos ek die voorbeeld van die Here Jesus Christus volg. Baie mense sê vir mense, moet jy my voorbeeld volg nie, want ek is net 'n mens en ek maak foute. Dis nie wat Paulus sê nie. Paulus sê ons moet juis as Christene vir mense kan sê, volg my voorbeeld, soos ek die voorbeeld van die Here Jesus Christus volg. En dan, wat ek dan ook bid is, Here, asseblief wees rondom my. Jy sal nou hoor, dis baie soos daai een seun wat ek sê, maar ek sê net vir die Here, wees rondom my, beskerm en oorspoel my met die bloed van die Here Jesus Christus. Beskerm my teen die aanslae van die duiwel, beskerm my teen die aanslae van die bose, beskerm my teen die aanslae van mense, want as jy 'n Christen is en dit uitleef, gaan jy teenstand kry. Beskerm my teen die aanslae van mense, beskerm my teen slegte en negatiewe omstandighede, wat my mag aftrek en voordat ek my volle potensiaal in die koninkryk te bereik. So, en dan sê ek ook vir die Here, Here, ek wil ook hê jy moet onder my wees. Weet, ek wil die hele tyd net in U hand beweeg. Weet, ek wil nooit uit U hand. Ek wil myself nooit buite die veilige ruimte van U hand bevind nie. Of ek sê vir die Here, Here, ek wil myself deur my denke, deur my gedagtes, deur my woorde daarin nooit buite die veilige ruimte van U volmaakte wil vir ons as mense bevind of buite gehoorsaamheid aan U bevind nie. Ek wil my altyd self binne die veilige grense van gehoorsaamheid aan U bevind. En dan vra ek vir die Here, maar as ek struikel en val, as ek slegte omstandighede beleef, en as ek val, laat my net in U hand inval. Hou my net styf vas, dat ek net nooit uit U hand sal val nie. En dan sê ek vir die Here, wees asseblief binne my deur die Heilige Gees, en dat die Heilige Gees altyd en onder alle omstandighede my gedrag en my optrede sal bepaal, en dat die vrug van die Heilige Gees altyd kenmerkend sal wees in my lewe en optrede teenoor my medemens. Maar baie belangrik ook, en ek dink dit moet 'n kenmerk van ons as Christene wees, want mense hou ons dop, weet, nie Christene hou ons dop, weet, en dan vra ek vir die Here, help my, veral as dit sleg gaan met jou, hou jou dop, hoe jy optree, weet, en ek het net vir die Here gesê, help my om altyd, en onder alle omstandighede, en ten spyte van my omstandighede, altyd met 'n gesindheid van dankbaarheid en vreugde en vrede te leef, wat ontstaan in die kern van my menswees, wat 'n vrug is van die Heilige Gees, en U deur die Heilige Gees in my gee. En dan vra ek ook vir die Here, Here, loop asseblief ook net langs my, soos 'n aardse ouer. 'n Aardse ouer
met 'n klein kindjie. Wat doen 'n aardse ouer? 'n Aardse ouer vat 'n klein kindjie by die hand en loop saam met hierdie klein kindjie en voorsien op fisiese en emosionele en geestelike terrein in hierdie kind se behoeftes. Dis die eerste ding wat 'n aardse ouer doen. Dan sê ek, Here, ek wil ook U hand net baie styf vashou en voorsien ook net in my U weet wat se behoeftes ek het vandag of hierdie jaar of daarna ook. As die Here my spaar elke dag van my lewe, maar ek wil voorsien ook in my behoeftes op fisiese, emosionele en geestelike terrein. Weet, en dan vra ek ook vir die Here, en wat doen 'n aardse ouer nog? Hulle beskerm hulle kind. Weet, 'n aardse ouer beskerm sy klein kindjie. Dat hy byvoorbeeld nie oor 'n besige straat hardloop en 'n motor tref nie, of dat hy weet as hy sien iemand boelie hom, tree hy in en daai klas van dinge. Dan vra ek vir die Here net, maar beskerm vir my ook op fisiese, emosionele en geestelike terrein. En dan vra ek vir die Here, Here, wees U ook asseblief bokant my en seën vir my op fisiese, emosionele en geestelike terrein. Seën vir my. Die Here sê in Genesis 12, sê hy vir Abraham, ek sal jou seën en jou 'n groot nasie maak, sodat jy tot seën kan wees. Die Here se ons moet die Here se seën op ons afpad, fisies, emosioneel en geestelik, maar dan moet dit nie by ons bly nie. Daar is ons veronderstel om dit aan te gee na ons medemens toe, in ons interaksie met hulle, soos atlete aflos hardloop en 'n aflosstokkie aangee na die volgende atleet toe. En so dit is belangrik dat jy vir die Here ook vra, maar wees ook bokant my, en seën vir my, weet, sodat deur my woorde en deur my dade, sodat ek woorde en dade in my interaksie met mense van genesing en heling en krag en bemoediging en liefde sal spreek tot mense, komplimente sal gee vir mense, maar dat hulle ook by my heling en krag en bemoediging en herstel sal kry. Dis wat dit beteken op fisiese en emosionele terrein. En dan die tweede deel van die gebed is, Here, help my om my naaste lief te hê, soos Here, help my om my naaste lief te hê soos ek myself liefhet. Ek moet vir julle net sê, ek bid dit net so, want ek glo die Here het vir ons hierdie gebod gegee. Ek bid dit net soos dit is, maar ek bid ook dan daarby. Want party mense met wie ek in kontak kom. Daar was ook kere wat ek nie vir myself lief was nie. Weet, daar was ook kere wat ek eintlik gehaat het wat ek doen, weet, of baie sleg gevoel het. Maar baie mense in berading sien ek eintlik, weet, wat 'n baie lae selfbeeld het. Hulle het nie eintlik hulle self lief nie. Hulle sien nie kans om aan te gaan nie met hulle lewe nie. So ek bid altyd vir die Here, Here, laat ek my naaste sal lief hê, soos U vir my liefhet. En mag ek aan my naaste lief hê met die liefde wat U deur die Heilige Gees in my hart en uitstort. En mag ek dit dan aangee soos 'n aflosstokkie na my medemens toe. Mag ek altyd, Here, met sagte oë kyk na mense. Maar mag ek altyd onthou, elke persoon, Christen of nie Christen, is 'n persoon wat U gemaak het, is U skepping, en is U baie lief vir, en is baie kosbaar, en baie spesiaal vir U. Mag ek dit altyd onthou in my interaksie met mense. Mag ek deur U oë kyk na mense, na hulle situasie, na hulle toekoms. So ek bid dit vir die Here, en dan sê ek ook, Here, maar U het gekom as diensknegt. Weet, help my ook om onder mense in te kom, en deur my woorde en dade, en gesindheid ook. Gesindheid speel 'n geweldige belangrike rol. Deur my sincerity, in my omgang met mense, hulle te help, om hulle volle potensiaal in sy koninkryk te bereik as mense. En dan sê ek ook,
dat ek net gou hier kyk gou. Die laaste gebed van hierdie gedeelte is dat ek my sal Here, dat ek my naaste sal lief hê soos myself. Dit is die laaste gebed. Maar ek wil net sê die realiteit is, en ek dink jy sal met my saamstem, maar dit seker al, ek het al seker al so gevoel. Baie keer gebeur dinge met ons of bevind ons onsself in sekere situasies. Waar ons nie baie lief is vir onsself nie. Baie mense, weet, ek het al gesien in berading, daar's ongelooflik baie mense wat sukkel met 'n swak selfbeeld. Weet, en vir alle slegte goed met hulle gebeur, dan sukkel hulle met 'n slegte selfbeeld of hulle beleef verwerping deur mense. Ek kan net as jy verwerp voel deur mense, wat ook al, het ek net vir mense al altyd gesê, weet jy wat, dis belangrik dat jy baie keer die druiwestok of die wingerdboompie snoei, sodat hy meer vrugte kan dra. Ek moes al baie keer mense vergewe het in my lewe, en ek het hulle vergewe met my hele wese. Maar ek het net besef, hierdie persoon is soos 'n kanker. Ek gaan myself distansieer van hierdie persoon. Ek het nie meer kontak met hierdie persoon nie. En die Here, partykeer word jy so deur mense verwerp, maar die Here sê ek altyd, ek sê baie keer vir mense, as hulle deur 'n egskeiding gaan of wat ook al, die Here kan die toekoms sien. En partykeer laat hy slegte goed toe, wat met jou gebeur, om jou teen groter, slegter goed in die toekoms te beskerm. Ek het dit al baie keer gesien in mense se lewe, ek het al baie keer dit beleef en ervaar, deur my eie lewe, deur die Here slegte goed wat my gebeur toelaat in my lewe, om my teen groter, slegter goed in die toekoms te beskerm. So ek bid ook dat hierso bid ek net dat die Here dan vir my sal help. En ek sê vir mense ook, dis maar wat ek in berading vir mense sê, Here, help my om myself altyd, dis nie 'n selfsugtige gebed nie, Here, help my altyd om myself ook lief te hê, soos U vir my lief het. Help my om na my eie lewe, na my toekoms, na my omstandighede te kyk deur U oë. Help my om altyd oor myself te dink soos wat U oor my dink. En ek wil vir jy sê, as jy dit bid, ek sluit daarmee af, maar as jy dit bid, dan gaan jy nie meer 'n selfbeeld hê nie. Maar dan kry jy Godsbeeld van jouself. Jy kry 'n Jesus Christus beeld van jouself. En dit raak dan die fundament waarop jy jou lewe bou. Nie wat mense oor jou sê of dinge wat met jou gebeur nie, maar wat God oor jou dink, hoe hy oor jou voel, hoe baie lief hy vir jou het, hoe baie lief hy vir jou omgee. En dan eien ek jou beloftes in die Here se woord ook vir my toe, in die Bybel, en weet, so dan het ek 'n Godsbeeld, dan het ek 'n Jesus Christus beeld oor myself. So, my gebed is maar net, mag die Here Jesus deur sy Heilige Gees vir ons elkeen hiermee help. Amen. Ek wil dan vir jy vra, kom ons raak net stil voor die Here, en kom ons doen net weer 'n gebed ook saam. So kom ons raak net stil voor die Here. Ek wil hier graag die Onse Vader bid, en ek gaan dit bid vir jy soos ek het maar gewoonlik bid, as ek jou Onse Vader ook bid, want dit help my baie keer om myself ook net aan die Here toe te wy. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag en elke dag ons daaglikse brood, en vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Here, en baie dankie dat U ons Vader is. Baie dankie dat
U vir ons die kinders gemaak het. Dankie dat die doop, die feit dat U gekom het aarde toe, mens geword het in 'n krib en 'n stal, feit dat U vir ons gesterf en opgestaan het. Weet, dat U vir ons so toegeëien het en gesê het, maar jy is my eiendom, waarvoor ek ongelooflik baie lief is voor. Here, en help dat die manier hoe ons elkeen as individue, in ons gesinne in, families in, as gemeente, as geheel, in elke aspek van ons lewe, U naam sal heilig. Here, laat ons daar waar ons beweeg, daar waar ons onsself bevind, U koninkryk laat kom, U vereer en verheerlik, op aarde, net soos in die hemel. Here, vandag is die 4de Januarie 2026 en U weet wat ons behoeftes is, fisies, emosioneel, geestelik, vir vandag, vir hierdie week, vir die res van die maand, vir die res van die jaar, vir elke dag van ons lewens. En ek wil maar net kom bid dat U ook in elke behoefte van ons sal voorsien, deur vir ons daaglikse brood te gee. En dan wil ek ook kom bid, soos ons in Psalm 51 gebid het, vergewe ook asseblief al ons sondes. Laat ons aktief veg teen verkeerde dinge in ons lewe, dat ons daarmee sal breek. Ons elkeen weet wat reg en verkeerd is. En as ons agterkom ons is op die verkeerde pad, laat ons vinnig as moontlik omdraai en terugvlug na die regte pad, na die pad wat U wil is vir ons lewens. En Here, ons wil ook kom bid soos Esegiel ook sê, haal die kliphart uit ons liggame uit en gee vir ons harte van vleis, gee vir ons rein harte, Here. En dan wil ons ook kom bid dat U ook vir ons sal help om ons naaste te vergewe, soos U vir ons vergewe, en soos U wil hê, mense moet mekaar vergewe. Here, dat dit nie vir ons sal moeilik wees, dat dit vir ons sal maklik wees, omdat ons weet, in elke aspek van ons lewe, maak nie saak wat mense teenoor ons gedoen het en hoe seer ons gekry het nie. In elke aspek van ons lewe, het U die finale sê. U is almagtig, U is die almagtige God. Soos mense slegte goed teen ons beplan of slegte goed gebeur met ons, dan kan U goeie goed daaruit laat voortspruit, omdat U die almagtige God is. Here, en dan wil ons net kom bid ook, Here, help ons ook om weg te vlug van alle kwaad en weg te vlug van enige versoeking en verlos en beskerm ons ook teen die bose en teen die duiwel en die aanslae van die duiwel op ons lewe. Dit alles bid ons in U naam. Amen.